Ons almal weet wat dit beteken om 'n myl in iemand anders se skoene te loop. Dit is 'n gesegde of 'n uitdrukking wat ons so gereeld in ons eie lewens gebruik. En hierdie gesegde het in my eie lewe soveel betekenis, omdat ek my lewe lank nog gesukkel het om skoene in my grootte te kry. Maar my vraag is dit enigstens moontlik om 'n myl of 'n kilometer in ons eie taal in iemand anders se skoene te loop? Juis omdat skoene so verskillend sit aan soveel verskillende mense. Ons trap elkeen ons eie skoene deur en naderhand begin ons skoene vir ons gemaklik te sit. En wanneer iemand anders dit dan moet dra, dan gaan dit aanvanklik nie vir hulle so gemaklik sit nie, omdat hulle nog nie die voorreg gehad het om dit deur te trap nie. So in 'n sekere sin is dit moeilik om 'n kilometer in iemand anders se skoene te loop. Ek dink uiteindelik probeer hierdie gesegde vir ons ietsie sê oor empatie, om saam met ander te voel, of ten minste te voel wat ander voel. Is dit werklik moontlik om te voel wat ander voel? In Romeine 12 praat Paulus 'n bietjie oor hierdie saak van empatie. Hy noem nou wel nie die woord empatie nie, maar hy sê dat ons moet huil saam met hulle wat huil en dat ons moet bly wees saam met hulle wat bly is. En hy gaan selfs so ver as om te sê dat ons meelewing moet betoon met die behoeftes van die heiliges. Met ander woorde, dat ons barmhartigheid sal leef. En eintlik vra Paulus hierso vir empatie. Hy vra dat ons moet voel saam met hulle wat voel en dat ons innige meegevoel moet hê met hulle wat allerhande emosies ervaar. Maar my vraag is nog steeds, is dit moontlik? Dalk vra empatie van my en jou 'n tipe van 'n verbeelding. Ek en jy kan nie in die skoene van ander loop nie. Ons kan nie die ervarings hê wat ander gehad het nie. Al het ons soortgelyke ervarings gehad, gaan ons nooit kan voel wat ander voel nie, want elkeen van ons se emosies is uniek en anders. Maar dalk vra ware empatie van my en jou om 'n verbeelding te hê, om onsself in te dink in hoe ander mense moet voel. En dalk is dit waartoe Paulus ons roep. Ek dink Paulus het al te goed geweet dat ons nie werklik kan voel wat ander voel of kan ervaar wat ander ervaar nie, maar ons kan onsself daarin verbeel en dan kan ons begin om daardie emosies stukkie vir stukkie in ons binneste te beleef. Al is dit nie heeltemal dieselfde emosies as ander nie. Sukkel jy om jouself in te dink in wat ander voel, of voel jy dalk dat ander nie heeltemal ervaar wat jy ervaar nie? Dalk is dit nodig dat ons 'n empatie sal kweek van verbeelding, waar ons onsself probeer indink en ervaar in ander mense se ervarings in. Hemelvader, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U midde in ons eie skoene kom staan het toe U mens kom word het in Jesus Christus. Vader, dankie dat U saam met ons op pad is en dat U loop saam met ons. Vader, help ons om ook 'n myl in ander se skoene te loop, nie omdat ons presies weet hoe dit voel of hoe die ervaring is nie, maar Vader, help ons om die nodige verbeelding te hê om te voel wat ander voel. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. Ons kuier weer.